julle kan vir my na Josia toe gaan. Nou, ek wil vandag bietjie kyk na God se liefde. Nou, dis eintlik nogal ironies, want ek dink ons verstaan soms nie God se liefde nie, of ek dink ons kyk partymal verby God se liefde, en ons fokus soms, ek wil amper vir julle sê, so op die geregtigheid van God, en ons mis soms eintlik wat se liefde God ons regtig dien. So, ek wonder nogal wie van julle, soos ek, het al soms gevoel, Here het nie my regtig lief. Here, as U my regtig lief het, hoekom laat U toe dat hierdie goeders met my gebeur? Here, as U my regtig lief het, waar is U in hierdie omstandighede? En ek weet vir 'n feit, ek is nie alleen as ek dit sê nie, want ek het net vanoggend met iemand gepraat wat ook vir my gesê het, soms voel 'n mens so. Jy vind jouself in 'n posisie en dan wonder jy, Here, maar as U my regtig lief gehad het, hoekom laat U toe dat hierdie met my gebeur? Hoekom laat U toe dat ek sit vandag waar ek sit? Nou ek kan vandag vir julle sê, sonder enige twyfel, dat God is nie net 'n werklikheid nie, maar God se liefde is 'n werklikheid. En ek kan julle waarborg, God se liefde is groter as wat enige iemand op hierdie aarde sal kan begryp. Ons kan dit nie begryp nie. Ek dink nie ons is menslik, het ons die kapasiteit om te begryp, wat is God se liefde werklik vir ons nie, en hoe groot is God se liefde werklik vir ons nie. En ek dink wat baie keer gebeur is, ons val weg, ons maak foute, ons doen dinge, en dan bevraagteken ons vir die Here, kan U my regtig vergewe? Kan U my lief hê na dit wat ek gedoen het? Nou ek gaan vandag vir julle wys. Die Here se liefde gaan ver bo wat ons menslike verstand ooit sal kan begryp op hierdie aarde. Eendag sal ons verstaan. Maar om vir julle so vinnige agtergrond te gee, en hoekom ek gesê het julle moet na die boek Josia toe gaan. Nou Josia is nogal 'n boek wat vir ons God se liefde baie mooi wys. As jy die eerste keer die storie lees, is dit so half 'n deurmekaar storie, en dit maak nie lekker vir jou sin, die instruksies wat God hierso gee nie, en die vermaanings wat God gee nie, en inteendeel in hierdie boek wat God sy liefde aan ons illustreer, sê hy ook vir sy volk Israel, julle sal verslaan word, julle gaan swaar kry, en dan wonder ou, Here, maar hierdie boek maak nie vir my sin nie, dit is dan nou 'n brief van liefde, dis gedigte wat by mekaar gesit is, en ek verstaan nie wat hy bedoel nie. Maar as ons so vinnig gaan kyk na hoe Josia God se liefde vir ons uitklaar, sê dit vir ons, God se liefde is onverbiddelik, wat sal beteken dit stop nooit. God se liefde ken nie 'n einde nie. Hoe vuil ons ook al is, julle, God se liefde ken nie 'n einde nie. Hoeveel foute jy ook al maak, God se liefde ken nie 'n einde nie. Dan sê dit is nastrewend, dit is regverdig, vol genade, en God se liefde is daar om te herstel, nie om te verwerp nie. Wat ek wel vind is, ons as Christene maak soms die fout dat ons draai God se liefde om en dan verwerp ons mense. En ons sê vir mense, hulle is nie goed genoeg nie. Ons sê vir mense, hulle verdien nie God se liefde nie. En ek dink dan kyk God na ons en dink, maar wie is jy om te sê, die mense verdien nie my liefde nie, want toe julle nog in sonde was, almal van ons, het ek my seun vir julle gestuur. Toe julle nog vuil was, voordat julle my geken het, voordat julle my gedien het ek vir julle lief gehad, so net so lief, as wat God sy kinders het, beloof ek julle het hy dies wat hom nog nie dien. Nou ek gaan een ding vandag aanraak, en ek weet, partymal is daar mense wat nie mal is oor dit nie, maar God se liefde is nie onvoorwaardelik. En ek gaan vir julle wys hoekom ek dit sê, want ek kan dadelik sien as mense wat dink, hoe durf jy sê God se liefde is nie onvoorwaardelik nie, maar ek gaan dit in die skrif vir julle wys. Wat ek bedoel by dit is, as ons sê God se liefde is onvoorwaardelik, dan sê ons eintlik vir mense, bly soos wat jy is. Want God het jou lief. Jy hoef nie te verander nie. Daar's geen voorwaardes in God se liefde nie. Jy bly wie jy is, want God het jou onvoorwaardelik lief. En inteendeel sê God se skrif vir ons, weet jy, as jy sy volle liefde wil ervaar, as jy die volheid van God se liefde in jou lewe wil voel en wil hê, dan is daar ongelukkig voorwaardes aan, want God sal vir jou in sy woord sê, hy gee sy volle liefde vir sy kinders. So as jy in die wêreld lewe en jy dien nie God nie, kan jy nie verwag God moet sy volle liefde vir jou gee nie. As jy nie jou menswees vir God gee nie, hoe verwag jy God moet alles vir jou gee? So God se liefde het voorwaardes aan. En dit is as jy daai mooi, volkome liefde van God wil ervaar. Nou kan ek vir julle ook nog 'n ding sê wat ek baie keer in die wêreld vind vandag is, mense vat God se liefde en hulle vergelyk dit met aanvaarding. So daai goedjies wat ons verkeerd doen, kyk God oor of hy sien dit oor want hy het ons lief. God se woord is baie pertinent, hy haat sonde. Maak nie saak hoe lief jy jou het nie. Die sondes wat ons pleeg,
haat God. En ons moet een ding besef, mense, sondes het nagevolge. Weet julle, die Here is so getrou, en ek sê dit nog hierdie hele week, ek praat van the providence of God, die voorsiening van God, net in hierdie laaste week. Ek kan nie vir julle sê met hoeveel mense het ek oor die foon gepraat, en die een ding wat ek vir hulle almal gesê het, was the providence of God, hoe God voorsien, in tydperke wat dit nie vir ons sin maak nie, ek het dit hierdie week self beleef. As ek vir julle kan sê, die Here openbaar soms goeders aan jou, en dit is vir my so wonderlik as ek agterkom, die Here sê vir jou, dit wat in die duister gedoen word, gaan hy in die lig uitbring, want hoekom? Hy haat die sondes. En ek het hierdie week beleef hoe die Here se hand in my lewe gewerk het, hoe die Here dinge vir my gewys het, hoe die Here vir my krag gegee het waar ek gevoel het, ek weet nie meer nie. Ek het vrae gehad hierdie week. Julle weet, hierdie week het Jannie geleer swem. Pastoor Ben se laaste woorde voor ek by die hospitaal weggejaag was Dinsdag, het hy inteendeel vir my gesê, Jannie, dis nou tyd dat jy leer swem. En ek het hierdie week dit ervaar, en al hoe ek deur hierdie week gekom het, is deur die liefde van 'n God en 'n Vader, wat sy hand oor my lewe gehad het. Ek moet vir julle een ding sê, wat vir my so wonderlik is, die Here het vir my net weer eens gewys, ons kan dink ons is in beheer. Ons kan plannetjies maak soveel as wat ons wil. Sy wil sal geskied. God se woord sê vir ons, maak jy jou plannetjies, jy as mens, maar ek gaan bepaal hoe dit uitgevoer word. Julle, en dis die God wat ons dien. So ek wil vandag vir julle sê, sommer nog voor ons by Josia kom, as jy enigsins twyfel in God se liefde, sit jou vertroue vandag in. Gee God die geleentheid om sy volle liefde aan jou bloot te stel, dat hy jou vat as 'n kind van God vandag, en ek sê vir julle gaan 'n ervaring kry, soos wat jy in hierdie wêreld nog nooit gehad het. Nou, een van die mooiste verhale van God se liefde is hierso in Hosea. Nou, ek gaan vir julle so vinnig gou Hosea opdeel. Hy's in 14 hoofstukke geskryf, en dis hoofsaaklik gedigte wat hierdie ou oor so 25 jaar geskryf het, wat saamgestel is, en dan heel op die einde, dan is die ou wat dit bymekaar gesit het vir ons, het so 'n stukkie wat hy mee afsluit hierso, en julle sal sien van hierdie stukkies is redelik bekend aan ons, maar ons val nie altyd die omgang van hoe mooi is hierdie storie van Hosea. Nou, ek gaan ook vandag vir julle wys waar pas ons in die storie van Hosea. Nou, Hosea is ook een van die 12 kleiner profete in die Bybel, en soos ek laasweek gesê het, al wat dit beteken is, die hoeveelheid werk wat hy geskryf het, die volume was minder as van jou groter profete soos Jesaja. Maar die impak wat hy gehad het en die werk wat hy moes gedoen het, was net so belangrik soos die sogenaamde groter profete. Hosea is ook in 'n geval hierso waar die Here vir hom sê, weet jy, my volk raak afvallig. My volk is besig om terug te val in die wêreld in. Nou, julle sal sien as jy jou Bybel lees, Israel was nogal geneig om dit te doen. Die fout wat ons maak is, ons kyk na Israel en ons dink dit was net hulle, maar ongelukkig doen ons dit net so baie. Ons raak soms net so afvallig van God. So hierso waar God met Israel praat, as ons na die groter prentjie kyk, praat hy eintlik met ons. Ons is mos nou kan sy is God se volk. Ons is mos nou God se kinders. So in hierdie ding is die Here besig en hy sê vir Hosea, weet jy wat, jy gaan 'n paar harde lesse moet leer sodat jy my woord kan gaan verkondig onder Israel. So jy gaan dalk self 'n bietjie 'n stel of twee moet aftrap, sodat jy uit ondervinding uit met my volk kan gaan praat. So geen ding wat oor jou pad sal kom, wil ek vandag vir jou sê, is verniet. God laat ons partymal hierdie toetse skryf, hy laat ons partymal deur hierdie moeilikhede gaan, sodat ons dit kan gebruik. Nou in Hosea breek ons die boek in twee gedeeltes op. Die eerste gedeelte is vers 1 tot 3, waar hy praat oor Hosea se huwelik spesifiek, en dan die res van die boek is waar God die hele tyd vir Israel sê, hoorie, ek het vir julle beskuldigings, en ek het vir julle waarskuwings, maar dan gee God ook vir die uitleg. Maar ek wil eers vandag eintlik net fokus op daai 1 tot 3. Ek wil kyk na Hosea se huwelik. Nou in Hosea se tyd het hulle nog nie die Bybel gehad soos wat ons gehad het nie. Hulle het die Pentateeg gehad of die Torah, so hulle het net die Ou Testamentiese boeke gehad. Nou, hy was ook nie so bevoorreg soos ons, wat ons hierdie boek kan vat en ons kan die lesse leer soos wat God wil hê ons moet leer. Hy moes, en van hierdie opsigte moes hy die harde ondervinding gaan opdoen, sodat hierdie boek geskryf kan word. Maar as ons gaan kyk na Hosea 1 vers 2 tot 3, nou ek gaan vir julle so vertel, ek lees uit die 33-53 vertaling uit, so ek het net so een sinnetjie wat ek so bietjie verander het, want ek het aangeneem, ons gaan 'n paar kindertjies in die gemeente hê, so julle sal sien, dit is hoe die ander vertalings hierdie spesifieke teksvers geskryf het, maar dit begin deur te sê, die begin van, dit is Hosea, 1 vers 2 tot 3, die begin van die Here met Hosea gespreek. Die Here het aan Hosea gesê, gaan heen en neem vir jou. Nou ek het net hierdie sinnetjie verander.
as jy die 33-53 vertaling het. En hy sê vir hom, gaan dan heen en neem vir jou 'n prostituut met haar buite-egtelike kinders, want die land het grootliks oorspel bedrywe deur van die Here afvallig te word. Toe het hy heen gegaan en Gomer, die dogter van Diblaim, geneem en sy het swanger geword en vir hom 'n seun gebaar. So, hierdie instruksie is vreemd. Ek dink dis baie manne wat hierso sit. As die Here vir jou kom sê, hoor hierso, gaan trou asseblief met 'n prostituut of gaan trou met 'n losbandige vrou. En dan sê hy vir jou, in my vertaling is die woorde baie meer direk, maar hy sê met haar buite-egtelike kinders. Hoeveel van julle gaan voor in die ry kom staan? Waar's die hande? Kom nou man, wie's nie getroud nie? Ek sê vir jou, gaan trou met 'n prostituut, want ek het 'n doel met dit. En weet julle wat vir my so merkwaardig van Josia? God spreek met hom, en hy bevraagteken nie God. Hy gaan sit nie met God en redeneer soos wat ons baie keer sal doen nie. Nee, maar Here, wou. Ek is 'n godsman. Ek dien nie, ek werk vir jy, ek's 'n profeet, en nou sê jy vir my, ek moet met 'n prostituut gaan trou. En van die ander vertalings verwys hulle na as 'n losbandige vrou. So, daar's nou nie heeltemal konsensus of sy 'n direkte prostituut was, en of sy eintlik net losbandig was nie. Maar God sê vir hom, hierdie is die vrou wat die dorp ken. Gaan trou met haar. En dan sê God vir hom, onthou nou, in hierdie huwelik, gaan jy ten minste van jou 3 kinders, gaan ten minste so 2 van hulle buite die ek wees. So God sê vir hom, gaan trou met die losbandige vrou, jy gaan kinders saam met haar hê, maar die kans is goed dat 2 van hierdie kinders nie joune gaan wees. Dis nog 'n baie moeilike instruksie. En as jy dit so op die oog af lees, dan dink jy, Here, maar hierdie maak nou vir my glad nie sin. Ek kan nie verstaan nie, want Here, ons as Christene gaan vir hierdie prostituut sê, kom weg. Wat soek jy naby in my? Hoe durf jy jou voete in hierdie kerk sit en God sê vir 'n profeet van hom, gaan trou met daai vrou. En weet julle wat is ironie, ons gaan uit hierdie storie uit sien hoe God se liefde hier kom. Nou wat hy toe nou doen is, Josia trou met die vrou sonder dat hy God bevraagteken. Hy kry daar 3 kinders waarvan hulle sien, jy sal sien in die geskrifte, die eerste kind is sy kind, definitief. En God sê vir hom, ek gaan vir jou sê wat jy hierdie kinders moet noem. Ek gaan vir jou die name gee. So hy sê die eerste kind gaan jy Jesreel doen. En dit sal beteken, wat beteken God gaan Israel straf vir hul ongehoorsaamheid. Nou moet julle saam met my wees. Die tweede kind sê hy, jy gaan haar Rugama noem. Wat beteken God gaan hom nie meer ontferm oor Israel. En die derde kind se naam sal wees Lo-Ami. Wat beteken julle is nie meer my volk nie. Ek dink nie een van ons gaan ooit weer kla oor wat jou naam beteken nie gaan. Kan jy imagine die Here sê vir jou naam beteken jy's nie my kind nie, jy's nie my volk nie, ek wil eintlik van jou niks weet nie. Maar weet julle wat vir my so merkwaardig? Die Josia se naam, daar dieselfde betekenis as Joshua en Jesus. En dit sal beteken om te red of vry te maak. Is dit nie amazing nie? God sê vir hom, jy gaan jou kinders noem, hier kom straf oor Israel, want hulle luister nie meer vir my nie, maar jou naam beteken eintlik, hier is nog steeds redding vir hierdie kinders, vir hierdie volk van my. So ek gaan nou vir jou sê, as jy ooit jou kind 'n naam gee, gaan maak seker dit beteken iets soos dit. Maar weet julle, hier wys die Here eintlik vir ons dat Israel is ongetrou. En ongetrouheid aan God gaan God nie ongestraf laat nie. Nou ek weet die Jesus Christus het die straf op hom geneem, maar God sê vir ons, jy as 'n kind sal gedissiplineer word as jy buite my wil gaan. So God praat met ons ook hierso. En hy sê vir ons, jy kan jouself 'n kind van God noem, maar dan moet jy in die wil van God wees. Jy kan nie jouself 'n kind van God noem, maar niemand om jou besef jy is werklik 'n kind van God nie. Ek het al op 'n vorige geleentheid gesê, dit sal vir my horribaal wees as ek tot sterwe kom, en hulle wil 'n groot diens hou, en hulle praat dalk van die pastoor en die mense soos Jesus, ek het nooit geweet hy's 'n pastoor nie. Dit sal vir my 'n probleem wees. Ek wil hê die mense moet weet ek dien die Here. Hulle moet weet ek is 'n kind van die Here, en ek wil hê, as ek uit die wil van God uitgaan, moet God my asseblief weer terug. Want dis 'n slippery slope. As jy gaan kyk na mense wat weggeval het van God af, dit is so. 1 stappie terug in die wêreld in word 2 stappies, 2 stappies word 3 en 3 word 4 en éventueel kan jy nie eers met die pad sien waarop jy was nie. So soms gaan dit nodig wees dat God jou dalk net druk en sê, weet jy my kind, dis tyd om terug te kom. Daai ruk gaan nie noodwendig lekker wees nie, maar ek sê nou vir julle, ongehoorsaamheid het God in daai tyd al nie geduld nie. Hy gaan dit nie vandag dalk nie. Nou as ons nou mooi hierso kyk na Josia, nadat hy God nie bevraagteken nie, hy het gedoen wat God doen, trou hy met hierdie vrou en hy doen alles reg met hierdie vrou.
Hy sorg mooi vir haar, hy kyk mooi na haar, hy hanteer haar soos wat 'n man sy vrou moet hanteer. Deur die liefde van Christus. So ek sê nie hy is perfek nie, julle, maar hy doen dinge reg. En dan kom ons gou by Hosea 2 vers 4 tot 6. En dit sê vir ons, want hulle moeder het in ontug gelewe. Sy is getroud met 'n profeet, sy is getroud met 'n godsman. Dit draai haar nie. Sy wat met hulle swanger was, het skandelike dinge gedoen, want sy het gesê, ek wil my minnaars agterna loop, wat my brood en my water, my wol en my vlas, my olie en my drank gee. Daarom kyk, ek sal jou weg met dorings toemaak en om haar 'n muur bou, sodat sy haar paaie nie sal vind nie. En sy sal haar minnaars agterna loop, maar hulle nie inhaal nie. En sy sal hulle soek, maar nie vind nie. Dan sal sy sê, ek wil heen gaan en terugkeer na my vorige man, want toe het ek dit beter gehad as nou. So hier sê die vrou, weet julle wat, ek is nie gelukkig met my man nie. Ek wil terugval in my ou lewe in. Weet julle, ek sien dit so baie met mense wat tot bekering kom, wat presies daai selfde doen. Jy's vuur en vlam vir God en die wêreld of die lewe hou jou, staan jou 'n paar houe, en jy voel my lewe voor God was eintlik vir my beter. Sy sê, hierso sê die Here, hierdie vrou gaan egbreek pleeg, sy is besig om haar man te verneem. As jy gewilliglik in sonde lewe, as jy met onvergifnis lewe, julle is jy besig om presies dieselfde met God te doen. As jy jouself 'n kind van God noem, maar jy lewe nie soos 'n kind van God nie, dan verneek jy God. Dan sê dit vir ons hierso dat Hosea is baie ontsteld gewees oor dit. En hy het die volste reg gehad. Julle, as my vrou dit om my doen, ek gee vir haar 'n beter lewe en sy val terug in die wêreld in en sy jaag ander mans na, gaan ek ook baie ontstel wees. Nou God stel dit ook baie duidelik hierso dat as gevolg van haar ontrouheid sal haar pad vorentoe nie maklik wees nie. Die vyand gaan jou oortuig jou lewe voor Christus was beter. Hy gaan jou oortuig jou lewe voor Christus was makliker. Maar hier sê die Here vir jou, moenie daai fout maak om vir die vyand te luister dat jou lewe voor God makliker was nie, want ek beloof jou. As jy jou rug op God draai, gaan jou pad vorentoe nie makliker wees nie. Weet julle, die vyand het al hoeveel keer in my lewe my probeer oortuig dat dit was beter gewees voordat ek tot die Here gekom het, want finansiëel het dit beter gegaan. So asof ek die Here moet dien vir geld. Ek dien die Here want God verdien om gedien te word. Julle weet, hier gaan hierdie vrou en sy dink die weivelde is groener op daai kant. Nou ons almal ken die storie. Die weivelde is dalk groener as gevolg van die, wat noem mense dit wat jy op die gras gooi? Ek het nou die mooi woord gebruik. Dis dalk die mis wat op die gras lê wat dit so groen maak. Dankie vir dit. Maar die Here sê vir haar hierso ook, as jy so aanhou, dan sal ek jou verwoes. Jy kan nie jou rug op God draai en verwag God moet toekyk op dit en dit net los. Die Here waarsku haar, die Here waarsku hierso sy volk. En hy sê vir hulle, julle moet nou vir my vandag luister. As julle aanhou doen wat julle doen, sal ek julle verwoes. Julle sal gevalle kry in die Bybel waar die Here die vyande teen sy volk optrek om hulle te verslaan. Julle sal gevalle kry waar God se volk vir 40 jaar in 'n woestyn rondloop, in sirkels. Julle sal gevalle kry waar sy volk in ballingskap omgaan. Daai God is die God wat ons dien. Daai selfde God sê vandag vir ons, moenie my genade en my verliefde goedkoop maak. Moenie dink jy gaan God met jou lippe bely, maar jou lewe gaan dit nie wys nie. Want jy weet jy het 'n wêreld wat na jou kyk. Jy het heidene daar buite wat na jou kyk, wat wil kyk hoe is 'n godsmens? As jy jouself nie hanteer soos 'n godsmens nie, maak jy skade aan die koninkryk van God. Jy maak skade aan mense want jy is dalk die Bybel wat hulle lees. En God sê hierso vir jou, wees baie versigtig. Nou moet ons ook hierso besef, né? In hierdie geval van Hosea en Gomer, ons is Gomer. En ek verstaan, daar's mense wat hierso dink, not a tikkie boetie, ek is Hosea. En ek lewe so, ek is God se man. God sê vir ons, nee my vriend, in hierdie storie is Hosea God, en ons is Gomer. Ons is God se bruid. En God sê vir ons, hoeveel keer doen julle nie presies dieselfde in dit nie? Nou ek kan nou vir julle sê, niemand hier gaan my oortuig dat jy nog nooit egbreek teen God gepleeg het. Niemand hier gaan my oortuig jy het nog nooit iets gedoen wat teen die wil van God gegaan het nie. Niemand nie.
En ek weet, ek het dit op 'n vorige geleentheid hierso gesê, ons het hierdie formidable Christene, wat voel, hulle skiet nooit kort nie. Julle, die woord van God sê vir ons in Romeine 3 vers 10, soos geskrywe is, daar is niemand regverdig nie, selfs nie een nie. Nie eers die ou wat hier voor staan, kan sê, ek is in hierdie storie, Hosea nie. Dan sê hy vir ons in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, en dit ontbreek hulle aan die heerlikheid van God. Julle, ons is Gomer. Ons moet begin fokus op hoe is ons verhouding met God. Verdien ons regtig dat die Here homself moet ontferm oor ons, want ons is werklik 'n kind van God, of is ons besig met stories in die duister? Is ons besig om goeders agteraf te doen? Is ons besig om goeders onder die tafel te doen? Verteenwoordig jy werklik 'n kind van God? Want jy weet die woord van God sê vir ons, dit wat ons in die duister doen, sal hy in die lig uitbring. So jy kan vir die wêreld vertel ek is 'n kind van God, want ek klink soos 'n kind van God, ek praat soos 'n kind van God, ek loop soos 'n kind van God. Maar as jy nie dinge doen soos 'n kind van God nie, sê die Here vir jou, ek sal dit blootstel daar buitekant. Dit is 'n waarskuwing, soos wat hy hier vir Israel 'n waarskuwing gee. Ons word deesdae so in kerke geleer dat Here God se genade oorsien hierdie goeders, en God sê vir ons nee, ek oorsien dit nie. Maar my genade laat jou toe dat jy nog kan regmaak, dat jy nog kan terugkom na my toe. Maar genade beteken nie, ek sien nie raak wat jy besig is om te doen, daar waar die wêreld jou nie sien. Daar wat jy agter geslote deure doen. Daai wat jy besig is op jou foon, wat jy dink niemand van weet nie, Here God weet van dit. God gaan dit net vir so lank duld. Weet jy, ek vertel vanoggend hier vir Christel, God gaan partymal dinge vir jou moeilik maak, as jy uit sy wil gaan. En 'n goeie voorbeeld is, ek is bitterlik lief vir my kinders. Maar as my kind begin dagga koop met sy sakgeld, dink julle ek gaan nog vir hom sakgeld gee? Ek gaan daai kraantjie toedraai. Dit gaan dalk nie lekker wees vir my kind nie, maar ek weet wat die beste vir my kind. En nou wil ek weer eens vir julle hierso sê, die Satan moet jou nooit oortuig jou vorige lewe vir God was beter. Moet nooit hom gehoor gee nie, want die Here sê neem jou gedagtes gevange. Want die Satan gaan vir jou probeer sê, voor jy by die Here gekom het jy meer pelle gehad, jy het meer geld gehad, die lewe was makliker, meer mense het van jou gehou, jy was the belle of the ball gewees. En eintlik sê die Here vir jou, weet jy wat, as jy daai pad kies, maak jy dit vir jouself eintlik net moeilik. En weet jy maak dit vir jouself soms so moeilik om weer terug by die Here uit te kom. Maar jy sal nou sien, God se genade en God se liefde is nog steeds daar. As ons na Hosea 2 vers 12 gaan kyk, nou moet julle weet, hierso het sy nou gegaan. Sy het nou die pad gevat. Sy het nou haar man gaan verneek. Sy is terug na haar ou minnaars toe. Sy is terug na haar ou lewe toe, want dit het vir haar so lekker gelyk. Die woord sê hierso. Sy het daai groener weivelde gaan soek. Sy het daai lewe gaan soek voor sy die Here gedien het. En hier sê dit vir ons in Hosea 2 vers 12. So besoek ek dan maar die dae van die Baals, toe sy vir hulle offerrook laat opgaan het, en haar met haar neusring en haar halsniere versier en haar minnaars agterna geloop het. Maar met my het sy vergeet, spreek die Here. Daarom kyk, ek sal haar lok en haar in die woestyn lei en haar hart spreek. Dan sal ek haar daarvan haar wingerde gee, die dal Agor tot 'n deur van hoop, en daar sal sy antwoord gee soos in die dae van haar jeug en soos die dag toe sy uit Egipte land opgetrek het. En in die dag spreek die Here, sal jy my noem, my man, jy sal my nie meer noem, my Baal nie. Hier wys die Here vir ons dat soms sy keuses slegte nagevolge. Soms is besluite wat jy neem, sit jou in slegter posisies, dan wil ons God bevraagteken. Julle, ons moet besef die keuses wat jy maak gaan nagevolge dra. As sy gedoen het wat God van haar verwag het om te gedoen het, was dit nie nodig vir haar om eers in die woestyn in te gaan sodat die Here haar terug kan trek en sy liefde aan haar betoon. Ons maak partymal sleg keuses en dan verwag ons die Here moet ons swak keuses net vir ons regstel. As jy slegte keuses maak en jy moet die nagevolge van dit dra, is dit nie God se skuld nie. Dis jou skuld. Hy herinner haar hierso, weet julle, God toon sy liefde dat hy sê vir haar, ek gaan jou herinner aan die goeie tye wat ons eintlik gehad het. Ek gaan jou herinner aan hoe lief ek jou werklik het. Ek gaan jou herinner dat daar was 'n tyd gewees wat jy my gedien het, wat jou lewe eintlik beter was. Hy wys vir haar hierso dat hy's regverdig. Maar hy wys ook vir haar dat sy liefde is eintlik ongekend.
Meeste van ons sou hierdie vrou by die poorte wou uitsleep en stenig. Jy gaan nou sien wat sê God toe nou vir Hosea moet doen. As jy al ooit gedink het, jy het te ver van God af weggeval. Ek beloof jou vandag jy het. As jy al ooit gevoel het, dit wat jy in jou lewe verkeerd gedoen het, is te veel vir die Here om skoon te was en te vergewe. Ek beloof jou, jy het nie. Niks wat jy in jou lewe al verkeerd gedoen het, kan God nie vergewe nie. Jy weet, God sê, ek klop aan daai deur. Dis jou keuse of jy weer vir hom gaan oop. Al het jy weggeval, want weet jy, ek het dit al soveel keer gesien, mense val weg, dan het die vyand hierdie persoon so oortuig, daar's geen meer redding vir jou. Jy het jou rug op God gedraai, hy het nou sy rug op jou gedraai, dit is verby. En hier sê die Here vir jou, weet jy gaan dalk eers bietjie deur 'n woestyn moet gaan, om reg te maak vir die slegte keuses wat jy gemaak het, maar my arms is oop, ek kan vaar jou enige tyd weer terug. Al wat jy moet doen is reik uit na God. Julle al gaan dit dalk moeilik wees, want jou keuses het nagevolge en jy moet nou eers jou eie stupidity, jou domheid, moet jy dalk miskien eers deurwerk, en jy moet dalk eers die prys betaal vir die keuses wat jy gemaak het, maar God sê vir jou, ongeag van dit my kind, is ek hier. Ek kan vaar jou terug vandag. Moet nooit dat die vyand jou oortuig, jy is te vuil en jy te veel verkeerd gedoen het. Julle, God se liefde is soveel groter as wat ons ooit sal verstaan. Hosea 3 vers 1 sê dit hier vir ons, en die Here het vir my gesê, dis nou vir Hosea, gaan nog 'n keer bemin 'n vrou wat bemin word deur haar vriend, maar wat oorspel bedrywe, net soos die Here die kinders van Israel bemin, terwyl hulle hul tot ander gode wend en versot is op rosyne koeke. Toe het ek vir haar my gekoop vir 15 sikkel silwer en 'n ander half homer gras. So hierso sê die Here vir Hosea, gaan terug. Gaan kry jou vrou terug. Gaan koop jou vrou terug en gaan bemin haar. Besef jy as ek vir julle sê, ons is Gomer en God is Hosea in hierdie storie, dan sê God, ek het jou nog steeds lief. Ek sal jou nog steeds terug aanvaar, ongeag wat jy gedoen het. Julle, daar's min van ons wat hierdie vrou sou teruggevat het. Daar's min van ons wat haar sou bemin het, en ek dink daar's baie min van ons wat die geld sou betaal het om haar terug te kry. Hy gaan betaal haar skuld af. En die Here sê vir ons, dit is wat ek met julle wil doen. Nou, ek wil die laaste gedeelte net hierso bylas, dat God se volle liefde is vir ons almal beskikbaar. Maar ons kan nie God se volle liefde verwag as ons nie ten volle vir God wil lewe. Here, dit is eintlik nogal laks as ons wil terugsit en ons wil sê, Here, maar U moet my net lief hê en ek soek alles van U, maar ek is bereid om 10% vir my te gee. Here, as jy die volheid van God se liefde wil ervaar, moet jy die volheid van jou lewe vir God begin gee. God moet jou ingang wees, hy moet jou uitgang wees, hy moet jou begin wees, hy moet jou einde wees. Hy moet die eerste persoon wees aan wie jy dink in die oggend, en die laaste persoon wees aan wie jy bid in die aand. Dan sê God vir jou, en ek gaan dit gou vir julle wys, want ek het gesien 'n paar mense se gesigte getrek. As ons gou gaan na Johannes toe, Johannes 14. Johannes 14 vers 21. Sê vir ons, wie my gebooie het en die bewaar, dit is hy wat my lief het, en wie my lief het, hom sal my Vader lief hê, en ek sal hom lief hê, en my aan hom openbaar. Wie my Vader lief het. Julle, jy kan nie God lief hê, maar verwag God moet alles vir jou gee. Die tweede een wat by dit aansluit is Psalm 103. Psalm 103 vers 17 tot 18 sê vir ons, ek weet alkom, maar die goedertierenheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir kinders, vir die wat sy verbond hou en aan sy bevele dink om te doen. So as ons gaan kyk hierso, ander vertalings sal goedertierenheid vertaal. Ek van die van julle wat 'n 83 van Nuwe Lewende vertaling het, is goedertierenheid inteendeel word vertaal as getroue liefde of onverganklike liefde. Die Engelse Bybel sê steadfast love. As ek die Here se getroue liefde wil hê, dan sê hy vir my, van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees en sy geregtigheid vir kinders. Ek kan die volle liefde van God ervaar as ek sy geregtigheid vrees en ek weet wie's God en ek dien God as my God. Julle,
Dit is eintlik nie so moeilik nie. Dit is eintlik nie so moeilik nie. Ons kan nie so arrogant wees om te sê, Here, ek soek alles van U, maar ek gaan nie alles van my gee. Ek gaan op my laure rus, Here, maar U moet gereed staan vir my. Nee. God sê, doen wat ek vir jou sê om te doen, dien my soos ek sê, jy moet my dien, en weet julle wat, ek gee vir julle alles. Ek hoor nou die dag 'n sê ding, ons word gesien as God se bruid, maar jy wil nie op daai bruilof 'n gas wees nie. Jy wil op daai bruilof die bruid wees. En God sê vandag vir ons, julle, jy kan my bruid wees. Ek gee dit vandag vir julle, ek stel dit vir ieder en elk van julle hierso dit beskikbaar vandag. Ek klop aan jou deur, gaan jy vir my oopmaak. Jy wat vuil is, jy wat weggeval het, jy wat dalk dink jou sondes is te veel, jy wat dalk dink soms, Here, het U my werklik lief, ek kan julle vandag onvoorwaardelik sê, God het jou werklik lief. Maak vandag daai deur oop en gryp hierdie geleentheid aan. Hierdie geleenthede, julle, ons dink, ons het nog so baie tyd. Ek begrawe hierdie week 'n 11-jarige kind. Op 11-jarige ouderdom het jy nog die wêreld voor jou. Jy het nog 'n leeftyd voor jou. Jy dink jy gaan 80 jaar oud word. Ek dink die meeste van ons wat hier sit, dink ons gaan nog oud word. Ek glo en ek wil nog my kind sien trou. Ek wil nog my kind se kinders sien. Dis nie vir my gewaarborg. Die Here sê vir jou, ek gee vandag vir jou hierdie woord, ek gee vandag vir jou hierdie boodskap, moenie hierdie geleentheid laat verbygaan nie. Kom terug na my toe as jy weggeval het. Julle Hosea het vir ons geleer dat God sal nooit opgee op sy kinders nie. Hy sal nooit sy rug draai op sy kinders nie, nooit. Hy wil hê ons moet in 'n verhouding met hom wees. Hy wys hierso vir ons, hy is bereid om ons terug te koop as ons weggeval en afvallig geraak het van hom af. Julle weet vir my, die kosbaarste ding van Jesus se kruisdood is die grootste ding wat daai kruisdood vir ons te meegebring het, was 'n geestelike herstel met God. Hy het ons verhouding met hom herstel, hy het vir ons die geleentheid gegee om direk met 'n lewende God te praat. Julle, dit is 'n absolute voorreg. Ons moet ons sondes aanspreek. Jy moet jou sondes voor God bely. Jy moet wegdraai van jou sondes af, want jy sal sien, daar's gevalle in die Bybel waar die Here sê, as jy aanhou met dit, dan sal ek jou hart verhard en ek sal jou oorgee aan jou sondes. Sondes het nagevolge en soos God dit gehaat het daai tyd, haat hy dit vandag nog. Bely jou sondes voor God en lewe weg van daai sondige leef af. Dit is bitterlik belangrik. Julle, ons het hierdie idee geskep dat dis okay God, ek gaan sondig, maar ek gaan vergifnis vra. Ek gaan sondig, maar ek gaan vergifnis vra. Dan sê die Here vir jou, my genade gaan vir jou minder. En ek sal jou oorgee aan jou hartsbegeertes eventueel. En kyk wat skryf Paulus vir die Romeine. Hou aan met dit en God gee jou dalk net oor. Kom weg van jou sondes af. God se doel was nog nooit om ons te vernietig. Sy doel was nog altyd om ons te herstel. Sy doel was nog altyd om vir ons te wys wat is ware, werklike liefde, nie hierdie leë wêreldse liefde. God wou nog altyd vir ons wys, julle, en hy begin dit deur vir ons te sê, ek het jou so lief gehad dat ek bereid was om my seun vir jou te offer. Ek dink ons begryp altyd wat se liefde is dit nie. Julle weet, Paulus skryf ook vir die mense dat jy sal dalk miskien so iets oorweeg vir iemand wat jy baie goed ken, soos my vrou. Sal ek dalk my lewe gee. En jy dink vir 'n wildvreemde mens wat jou gaan verwerp, wat jou gaan haat, wat jou gaan sleg praat, wat jou gaan vloek, wat jou gaan slaan, totdat jy nie meer lyk soos 'n mensie, wat jou in 'n kruis gaan vashou. Vir daai mense sê Jesus, ek het julle ook lief. Dis beskikbaar. God se liefde is onverander, is opreg, dit is vergewend, en ek kan julle vandag waarborg, dit sal jou lewe omkeer. Jy sal 'n nuwe skepsel wees. En weet julle wat dan? Sal jy God se liefde ervaar, sonder kondisies. Dan sê God vir jou, ek sal my volle liefde vir jou gee, want jy is my kind. Jy is in 'n gemeenskap met my. Ek sal vir jou wys wat dit is om werklik lief te hê. En weet julle wat is die ironie van dit? Daai liefde sal uit jou uit begin straal. Mense gaan 'n liefde in jou ervaar wat nie vir hulle gaan sin maak nie, want dit is nie jou liefde nie. Dis agape, goddelike, skoon liefde. Jy raak lief vir mense wat jy skaars ken. Jy gee om vir mense wat jy skaars ken. En pastoor Ben het dit al hoeveel keer hier gesê, dat ek dit nooit verstaan nie. Dit het nooit vir my sin gemaak nie, tot hoe ek begin besef,
Jy raak lief vir die mense wat hierso sit, al beskinder hulle jou partymal, al sê hulle goed agter jou rug, en weet jy die ironie van dit is, dit kom so baie keer by my uit. En dit nog steeds, dan dink ek, Here, maar ek nog steeds hierdie persoon lief, dit maak nie vir my sin nie. Ek wil nog steeds die beste vir hierdie persoon hê. Ek bid nie en ek vervloek nie hierdie persone en vra vir die Here, breek hulle bene nie. Ek sê vir hulle, Here, seën hierdie mense nog steeds. Want dis 'n liefde wat ver bo my is. Dis nie 'n liefde wat uit my kom nie, want niks goeds kom uit die mens uit nie. Alles wat jy doen wat goed is, kom van God af. Weet jy nou, daar's op hierdie stadium die geleentheid vir almal van ons hierso, dat ons kan vandag kies om alles vir God te gee. Ons gaan nou kindertjies hierso teruggee vir die Here. Maar jy kan vandag, soos wat ons hierdie kinders voor die Here se voete gaan neersit, kan jy vandag voor die Here se voete gaan sit. En weet jy, dit wat jy verkeerd gedoen het, gaan die Here vir jou sê, ek maak dit vir jou skoon. Ek vergeet van dit, ek gooi dit weg. Maar die Here sê ook vir ons, julle gaan doen daai kosteberekening. En maak seker jy is op pad, op die regte pad. Maak seker jy is bereid om die aanslag van die wêreld te vat. Dis nie altyd lekker nie. Moenie dink ou sit altyd met 'n glimlag op jou gesig nie, maar ek kan julle een ding vandag aanhaal. Dit sal dit werk wees. Weet jy, ek sit hierdie week weer en ek kyk na hierdie situasie waardeur ons gaan en ons voete vat nie grond nie, ons slaap nie, ek kan amper vir jou sê, ons droom, ons kry nagmerries. As jy wakker word, dink ons aan Pastoor Ben, ons bid vir Pastoor Ben, ons dink aan die gemeente, ons dink aan Tannie Francis, aan die kinders. Ek moet dink ek maak Tannie Francis almal. Ek pla elke dag, en sê sy my, Roan, jy pla nie, dan sê ek vir Tannie, maar ek kan nie help nie, ek wil weet wat gaan aan. Ek wil by die hospitaal uitkom, ek wil Pastoor sien, ek wil vir hom gaan bid. Jy weet, ek was daar by die hospitaal en hulle het net so 'n klein matronetjie, so 'n Indeer dametjie. En sy is baie. En sy kom daar in Dinsdag en sy sê vir my, we've been more than accommodating, you must leave. En my hart breek en ek dink, Here, ek wil nie gaan nie. Ek wil tyd hierso spandeer, want weet jy, ek het 'n liefde vir hierdie man. En dis nie 'n liefde uit my nie, dis 'n goddelike liefde, want ek is bekommerd oor hierdie man. Ek gee om oor hierdie man. Want dis 'n godsman, dis 'n broer, dis 'n vader, dis 'n geestelike leier vir my. Julle, en dit is God se liefde. Hierdie goeders maak nie vir jou sin nie. Hierdie goeders maak nie sin dat jy omgee vir mense wat jy skaars ken nie. Maar weet jy, hierdie week het ek een ding gesien, daai liedjie wat sê, our God is an awesome God. Daar is nie 'n God soos ons God nie. Ek het 'n laaste Psalm wat ek vir ons mee wil afsluit. Psalm 100 vers 1 tot 5. Ongeag van ons omstandighede, ongeag waar jy jouself bevind, ongeag of jy dink jy te vuil is, julle, skryf hierdie Psalm op jou hart neer vandag. Psalm 100 vers 1 tot 5 sê vir ons, juig voor die Here, o ganse aarde, dien die Here met blydskap, kom voor sy aangesig met gejubel. En dan erken dat die Here God is. Hy het ons gemaak en ons is syne, sy volk en die skape van sy weide. Gaan sy poorte in met lof, sy voorhowe met lofsang, loof hom, prys sy naam, want die Here is goed. Sy goedertierenheid is tot in ewigheid en sy trou van geslag tot geslag. Die woord van God sal nie vir ons lief nie. Skryf hierdie op julle harte neer, want God se goedheid ken nie 'n einde nie. God se liefde ken nie 'n einde nie. As jy God se kind is, sal jy die volle liefde van God kan ervaar. En dis beskikbaar vir almal hier vandag. Sluit asseblief my liewe. Liewe Here, dankie dat ons weet U het ons lief. Dankie dat ons weet U is nog steeds in beheer. Dankie dat ons weet U is letterlik net 'n gebed ver. Here, ek wil vandag bid as enige iemand ooit voel hy het te ver weggeval, dat hy sal weet U arms is oop. U aanvaar hom terug soos 'n kind vandag op die oomblik. Here, dankie dat ons weet ons dien God, wie se goedheid ongekend is, wie se liefde sonder limiet is. Here, ek wil U vandag dank vir elke boetie en sussie wat in hierdie gemeente sit. Ek wil U dank vir elke Godskind, liewe Here. Ek wil U dank vir elke persoon wat sy tyd uitkoop om nader aan U te kom. Here, ek wil asseblief vandag vra dat ons U liefde sal begin uitleef, dat ons medemens sal begin lief hê. Here, dat ons in steede daarvan om mense af te breek en te beskinder sal begin opbou en opdra aan U, liewe Here. Soos wat ons werklik lief is vir ons boeties en ons sissies. Here, dankie dat U getrou is en dankie dat U wil en U plan vir ons lewens perfek is. Here, as ons soms die nagevolge van ons slegte keuses moet dra, weet ons doen dit nie alleen nie, U is nog steeds met ons. Here, en ek dank U vandag.
Here, ek wil asseblief vra dat as ons ooit in 'n posisie sit waar ons enigstens twyfel in die liefde, dat U ons net weer sal herinner. U liefde ken nie 'n einde nie. Here, en ons het U lief vandag en ons sê vir U dankie vir elke liewe asemteug wat U aan ons skenk met U groot genade uit. So ek los julle vandag met die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader en die gemeenskap van sy Heilige Gees bly en sy met elkeen van julle. Dis my gebed in Jesus naam. Amen en amen.